Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 11de Julie en ons is by Koffiekuier 955. Vanoggend gesels ek so 'n bietjie met jou vanuit Lukas 10 vers 25. Daai baie bekende gedeelte waar 'n wetgeleerde man na Jesus toe kom en vir hom vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Nou, natuurlik sê Lukas vir ons, hierdie ou wou vir Jesus eintlik 'n strikvraag vra, maar dis tog 'n baie legitieme vraag om te vra, né? Enigeen van ons as gelowiges wat ernstig is oor 'n verhouding met God, sal tog wel weet, maar hoe moet ons die ewige lewe kry? En dan vertel Jesus vir hierdie ou 'n gelykenis. Nou, vriende, die fout wat ons maak is om te dink baie keer, wel ek doen dit soms, dat nou ou dink my hierdie gebeure het plaasgevind, dis 'n verhaal, dis 'n stukkie geskiedenis wat Jesus vertel. Maar onthou, dis 'n gelykenis. Dis 'n storie wat Jesus vertel om 'n bepaalde boodskap tuis te bring, om hierdie wetgeleerde te laat nadink, na aanleiding van sy vraag wat hy vir Jesus gevra het. En dan is dit natuurlik daardie bekende gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Nou, ek is seker daarvan dat jy al baie preke oor hierdie gedeelte gehoor het en self daaroor nagedink het. En die mens wil amper vra, maar wat kan ons nog nuut daaruit kry? Miskien moet die mense vra, wat kry ek nuut daaruit nie, maar hoe help dit my maar net weer om te dink oor my roeping as gelowige? Want dis tog hoekom ons die woord van die Here lees en dit bestudeer en daaroor nadink ook onder leiding van die Gees. Nou, wat Jesus vir hierdie ou vra, as hy dan nou vra, wat moet ek doen om ewige lewe te kry, dan vra Jesus vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Nou, dis natuurlik, vriende, 'n baie belangrike retoriese argument wat Jesus eintlik uitbou, want hierdie ou wetgeleerde, hy weet presies wat in die wet van Moses staan en wat volgens die ou Joodse tradisie dan nou verwag is van mense om te glo en om te doen. En dan sê Jesus, jy is mos die wetgeleerde, so wat lees jy in die wet van Moses? En dan antwoord hierdie man baie tegnies korrek en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Baie pragtige samevatting mos nou van die wet van die Torah en dit is ook wat Jesus geleer het, wat hy gesê het, as julle die wet wil onderhou, hier is dit. Dan sê Jesus vir hierdie man, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal die lewe verkry. 'n baie interessante gedeelte, maar dan kom hierdie man en hy probeer nou nog weer slim wees. Want as mense dan nou sê, jy moet God lief hê met hart, siel en verstand, al jou krag en jou naaste soos jouself, vra hierdie wetgeleerde vir Jesus, en wie is my naaste? Nou, vriende, dan vertel Jesus hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En ek gaan nou nie die gedeelte deurlees nie, jy ken dit, maar dan sluit Jesus hierdie gedeelte af in vers 37, wat hy sê, gaan maak jy ook so. Gaan doen jy ook so. Dis wat gevra word. Nou weet ons mos nou as gereformeerde teoloë en gelowiges, dat ons niks kan doen om ons saligheid te verdien nie. Dis net genade. Sola gratia, nee? Dis net God se genade wat ons inbring in sy teenwoordigheid en ons vergifnis gee en noem maar op. Maar wat Jesus hier sê is, as jy dan wil reageer op God se liefde, dan is dit om naaste liefde te gaan bewys. Om jou medemens te gaan lief hê, daardie tweede deel van die wet, wat hierdie man so mooi aangehaal het. Liefde vir God met al jou hart, siel en verstand, en jou naaste soos jouself. En dan sê Jesus vir hom, as jy dan nou die regte ding wil doen, as jy wil reageer op God se liefde, gaan doen dit. Gaan hê jou naaste lief. Nou, ek gaan Sondag by die Kuierkerk oor hierdie gedeelte preek. Dominee Jannie Hougaard is by die kerk gebou. En ek is nie heeltemal seker watter lyn Jannie gaan vat nie. Dis 'n teks waaroor ons verlede jaar 2 keer, dink ek, ook in ons siklus hier in die gemeente by die eredienste stil gestaan het. Maar ek wil Sondag die ouens wat by die Kuierkerk by mekaar kom, eintlik net help om bietjie na te dink oor hierdie 2 vrae wat ons kry in hierdie gedeelte. Die eerste, die vraag wat die man vir Jesus vra, wie is my naaste? Want ek dink, vriende, ons het al so, ek wil sê, holrig gedink oor wie is my naaste en hoe moet ek nou, maar wie is my naaste? En ek wil jou uitnooi om so lank 'n bietjie daaroor na te dink. As jy nou, waar jy ook al is, of jy nou hier in Kleinmond omgewing is, en of jy in Pretoria bly, of in Port Elizabeth, of waar jy in die wêreld ook al is,
Wie is die mense met wie jou lewenspad gereeld kruis? As jy nou dink, vandat jy nou Sondag uit die erediens uitgestap het, aanlyn of fisies. Wie is die mense wat hierdie afgelope week jou lewenspad gekruis het, op watte maniere? Dink 'n bietjie oor, dis mos nou op 'n manier jou naaste. En ons gaan Sondag so 'n bietjie daaroor gesels en ek sal Dinsdag daarby aansluit. En dan die tweede vraag, wat ek wil vra, jy moet so 'n bietjie oor nadink, sodat ons dit Sondag kan verder uitpak, is die vraag hier, as jy dan nou weet wie jou naaste is, wie die mense is wat God oor jou pad bring, aan wie jy barmhartigheid kan bewys, en wie jy liefde kan gee, wat verhoed jou om dit te doen? Wat is die goed wat dit vir jou moeilik maak om dan nou liefde uit te leef teenoor hierdie mense? En vriende, daar is sweterjoel redes en goed wat ons kan opnoem daarvoor. Maar in jou konteks, wat is dit wat jou so bietjie krapperig maak, wat vir jou dit moeilik maak om uit te reik? Ek wil afsluit sommer net met 'n klein kort verhaaltjie. Toe ek en Jean-Marie destyds op Stellenbosch was en ons gestudeer het, was daar hierdie vrou gewees, 'n bruin vrou, wat bekende was daar in die strate van Stellenbosch, altyd gebedel vir 'n kosgeldjie of 'n wat ook al, maar 90% van die tyd was sy so bietjie onder die prop, soos ons nou sou gesê het, was sy doodeenvoudig onder die invloed van alkohol gewees. En ek onthou dat ons een keer by Richards Café, hy bestaan nie meer nie, dat ons daar was, en toe ons uitloop, toes die vrou daar, en sy bedel, sy vra vir geld, want sy is dan nou so honger, en hoe kan sy nou vandag oorleef, en al die dinge. En ek onthou, Jean-Marie het omgedraai en ingeloop in Richards in, terwyl ons ook maar nie baie geld gehad het nie, daai tyd nie, en sy het vir die vrou 'n hamburger en 'n Coke gekoop deur die tyd. Dit was nou nie verskriklik baie geld nie, maar dit is tog 'n goeie maaltyd gewees. En toe sy dit vir haar gee, buite op die sypaadjie, toe kyk hierdie vrou die hamburger en die Coke so, en sy gooi dit in 'n astro neer, en sy sê, nou moet ek gesyp raak hiervan. Sulke insidente maak, dat 'n mens sê, as dit is, hoe my naaste reageer op die liefde wat ek uitleef, dan is ek dalk 'n bietjie versigtig om dit weer te doen. Nou, ek wil hom nou by sê, vriende, dit is nou nie gemaaklik, Jean-Marie 'n harde hart het, oor barmhartigheid nie. Maar dink 'n bietjie aan die insidente in jou lewe, die goed wat maak, wat dit vir jou moeilik maak, of moeiliker maak, om hierdie opdrag van Jesus, hierdie uitnodiging eintlik van Jesus, om te sê, gaan maak jy ook so, om dit na te kom. Na gesels ons Sondag in ons eredienste, glo Jannie gaan op dieselfde lyne tog op die ou end ook maar werk, en dan Dinsdag so 'n bietjie verder hieroor. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here in Hemel Vader, baie dankie dat ons ook vanmôre weer u woord kan oopmaak, en ag Here Jesus, dat u ons opnuut uitnooi om na te dink oor wat geloof en 'n verhouding met u vir ons beteken. Waartoe dit ons uitnooi en waartoe dit ons oproep. En as ons dan hierdie ou bekende gedeelte vanmôre weer in gedagte neem, dan besef ons Here dat u van ons vra om 'n verhouding met u te leef, maar dat hierdie verhouding waarin ons met u leef, nie anders kan as dat dit uitspoel ook na die verhoudinge wat ons met ander mense het nie. En ons weet, Here, ons leef in moeilike tye waarin dit nie altyd maklik is nie, maar help ons deur die Gees wat in ons is, om ook daardie onderskeidingsvermoë te hê, om te weet wanneer en waar om u warm hart vir ander mense te gee. Dankie dat ons dit kan bid, en dat ons ook kan weet dat u in hierdie naweek met ons 'n bepaalde pad sal loop, vanuit die woord en deur die Gees in ons lewens. Ag en Here, as ons juis hieroor praat vandag, dan wil ek in die besonder bid en vra dat u sal dink ook aan so baie mense wat tans hier in die Weskaap, waar dit koud en nat is, en mense eintlik blootgestel is in die elemente, dat u genade ook deur ons groot sal wees vir hulle. Seën vir ons, bewaar vir ons, sodat ons ook u koninkryk hier kan uitbou. Dit bid ek in u naam. Amen. Vriende, baie dankie dat jy vanmôre weer saam gekuier het. Ek het nou die dag 'n boodskapie gekry van YouTube af. Hulle sê ons Koffiekuier YouTube kanaal het nou so 502 subscribers. So as jy iemand van die mense is wat nou die video's kyk, maar nie noodwendig gesubscribe het nie, wil ek jou toch vra, wil jy nie maar daai subscribe knoppie druk, of die like, daai handjie wat so wys nie, dan kry jy outomaties die kennisgewings van wat hier gebeur.
Baie dankie, mooi dag, geniet jou koffie, ons gesels Dinsdag weer. Mooi loop.